Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons is tans besig met 'n reeks Love Is by ons aanddienste. En nee, die is nie net nog 'n reeks oor liefde nie. Hierdie reeks challenge ons om regtig uit te gaan en geken te word deur liefde. So as jy wil deel vorm van hierdie reeks, kom join ons op sonnaande 5:30 hier by die kerk. Hallo julle, my naam is Lindy Strydom en ek kuier Vrydag aand 6 Maart 7uur saam met julle by Dr. Douwe Tygerwil. En ek wil sê vir al die girls van Dr. Douwe Tygerwil, maar ook julle vriendinne en julle sissies en julle maas en julle kollegas, julle is so welkom vir hierdie spesiale aand met die tema gekenmerk deur sy liefde. En eintlik voel 'n mens so klein as jy iets mag sê oor sy liefde, oor God wie ons eerste lief gehad het en hoe sou 'n lewe lyk wat met alles in jou antwoord op daai liefde, op sy roepstem, hy wie ons eerste lief gehad het. Ek dink dit gaan vir ons 'n besonderse aand wees om saam te dink oor hoe so 'n lewe lyk. Hoe 'n lewe lyk wat met alles in ons vir hom dankie sê en wat gekenmerk word deur liefde. So dit is Vrydag aand 6 Maart 7uur. Ek sien uit om jou daar te sien. Maak seker jy bespreek betyds jou plekkie en nooi al jou vriendinne, sissies en kollegas saam. Ek sien jou daar. Het jy of iemand wat jy ken vra die doop? Of wil jy graag gedoop word? Ons het 'n aanlyn doop inligtingsessie waar al jou vrae beantwoord gaan word en jy toegerus sal word om ander se vrae te beantwoord. Ons heel eerste Young Adult Social is om die draai. Dit gaan 'n quiz night wees. Die tema is movies en series. Dit is die 18de Maart 7uur hier by die kerk. Kom en bring 'n paar vriende saam. Die persoon wat die meeste vriende of vriendinne bring, gaan 'n prys kry, sowel as die persoon wat die beste aangetrek is. Saterdag die 14de Maart is ons Magic for 'n stap. Ons nooi alle kinders en ouers om saam met ons te kom stap. Wees 8uur daar en ons gaan lekker saam kuier. As jy na die tyd wil piknik hou, onthou asseblief jou piknikmandjie. Ons sien uit om jou daar te sien. DDK het hierdie jaar vir die eerste keer in die Kaap 'n kamp vir al ons graad 4 tot 7's. Hierdie kamp word gehou by Simonsberg Christelike Grond. Die kamp is vanaf die 30ste April tot die 2de Mei en die kostes verloop R1200 per kind. Die kinders wil hierdie geleentheid nie mis nie. Ons begin ook ons koevertjie projek waar jy 'n geldjie kan skenk vir 'n kind wat dit nie kan bekostig nie. Haal vir jou koevertjie af met die aantal wat jy graag wil gee en gooi dit in die wit posbus by die deure. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Pastoor Nel. Kom ons sit ons hande met mekaar vir Lofty. Baie dankie Lof, kom bedien ons met die woord.
Ek het 'n titel gekry. En ek dink Rian was so bang ek vergeet wie om die ding aan te sit, toe sit hy hom sommer vir my aan. So, baie welkom, is lekker om elke gesig te sien, almal wat ek nie ken nie en party wat ek ken, wat nou gaan worry oor wat ek gaan sê, omdat ek jou ken, maar ek gaan jou spaar. Ons praat oor liefde, so ons kan nie eintlik verkeerd gaan vanmôre nie, né? Becoming love. Dis eintlik 'n verskriklike beginsel, becoming love. Die hele tema, né? En dan gaan alles wat dit betref, gaan oor die genade van die Here. Dis 'n verskriklike groot ding, die genade van die Here. Alles gaan oor die genade van die Here. En dan sal jy onthou, vir al die ouens wat uit tradisionele kerke uitkom, die uitspraak van die seun van die Here aan die einde van die diens, né? Nou, as jy eerlik is, soos ek vanmôre wil eerlik wees, die tyd wat dit gebeur het, was 'n ou baie bly. Because it's done, die diens is verby, ek is vir die volgende week, gaan ek heerlik leef, want die kerk is eers oor 'n week. Maar eintlik as jy kyk na die seun van die Here, dan besef jy, dis 'n groot ding, wat uitgespreek is, en ons is so gewoond daaraan, dat ons nie gehoor het, wat die persoon sê nie. En ek lees dit net vir jou, is op die skerm, die genade van die Here Jesus Christus, nou dit alleen, nee, is groot. En die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou ons gaan poog om oor al drie van daai goed te praat, en ek gaan probeer binne die tyd dit inpas, dat ek nie te lank aangaan nie. Maar ek dink in terme van liefde en genade wat ons so afhanklik van is, né? Afhanklik van die genade van die Here. Wie kan daarmee saamstem? Ons is afhanklik van die genade van die Here. Maar ons is baie keer so suinig daarmee, en ons kom nou 'n bietjie by die praktiese toepassing daarvan. Ek onthou net, toe ek op die grens was, nou ek was al getroud met 'n kind, en toe is ek 2 keer vir 3 maande grens toe, en ek dink nou nog is onregverdig geweest. Dis verskriklik. Maar nou kry ons pakkies. Peter het baie geskryf, maar sy het ook pakkies gestuur. Nou kom daar 'n pakkie aan met biltong in. Dis my dood. Nou, hy vat baie lank om daar te kom, hy's baie keer effe groen, maar glo my, 'n goeie mes, jy krap hom maar net af. Ek wil dit net noem, ek het ouens daar gekry wat 'n pakkie groen biltong in die asblik gooi. Ek haal hom uit. Mes, en as jy by die goeie getuienis by die kok het, dan kry jy 'n bietjie asyn, en dan daai biltong is as good as new. Maar is so lekker om te ontvang uit liefde, maar ou raak so suinig daarmee, want as jy hom kry en jy sien wat daarin is, dan maak jy die pakkie toe en jy haal die sat sweets uit. Is nie so nie, want jy's bang jy moet dit deel. En baie keer gaan dit met die liefde van die Here en die genade net so. En dis hoekom hierdie uitspraak eintlik is, die genade van die Here Jesus, terwyl ek sê, I am becoming love, word nie net vir my gegee nie. In die liefde van God, is nie net vir my nie. Maar as dit kom by die gemeenskap van die Heilige Gees, dan besef ons, dis eintlik vir almal, met wie ek in aanraking kom. Nou hierdie praktiese uitspraak, sê ook vir my, love is not a choice. En dis waar ons baie keer die ding heeltemal verkeerd het. Ons besluit baie keer, baie spiritual om te sê, ek kies om lief te hê. Dan klink ons, joh, maar hierdie man het 'n prys betaal. Hy kies om lief te hê, of daardie vrou kies om lief te hê. Die woord sê, jy het geen keuse nie. You are becoming love because of Christ. So ons kies nie om lief te hê, en dan klink ons baie spiritual nie, want mense het soveel goed teen ons gedoen, maar ek kies om lief te hê, broer. Nee, dis nie 'n manier om te spog nie, dis verkeerd. You have no choice, because love is not a choice. Die Here sê, jy is geroep om lief te hê. Nou, as jy kyk na Paulus se vermaaning na die Korintiërs toe, nou ons sal bietjie daar moet stil staan, net om die konteks te skep van waarmee ons besig is. Baie keer is liefde, ja, is moeilik om te sê, maar dit is so, liefde is nie altyd teenwoordig in die kerk. En Paulus sê vir die Korintiërs, pas op vir die geraas wat gebeur sonder liefde. Nou vanmôre was daar redelik positiewe geraas, dit nie so nie. Dit was lekker, wie van julle dit geniet? Positiewe geraas, hier's 13 ouens wat dit geniet het, so, Rian, waar is Rian? Jy sal moet bietjie werk aan, asseblief, broer. Nee, positiewe geraas, maar die geraas met inhoud is anders. Nou Paulus sê vir die ouens, pas op
vir die verwarring wat daar kan heers in 'n gemeente. Nou, as jy kyk na die gebruike daai tyd, en dis waaroor hy praat, in die omgewing van die Korinthe gemeente, was daar ander plekke waar mense bymekaar gekom het in geraas gemaak het, godsdienstige geraas, en partykeer 'n kulturele geraas. En daar was 'n manier van mense wat sê, maar hoe harder ek raas, hoe meer gaan God my hoor, of die God wat ek dink wat God is. En nou word die geraas eintlik 'n verskriklike ding. En nou sê Paulus vir hulle, pas op vir die goeters wat gebeur. Hy sê, want om te probeer aandag trek oor hoe harder jy raas, is nie heeltemal in lyn met wat God verlang van jou nie. Nou as jy dink aan die uitspraak van Paulus, hy sê op 'n stadium, al sou ek die tale van engele en mense praat, wat eintlik nice is, nee, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê, wat gebeur? Dan klink jy soos daai ouens, wat 'n geraas opskop om te sê, God, hoor my asseblief, hoor my, luister, kyk hoe oulik is ek, kyk hoe hard kan ek raas. En ek sien vanmôre hierdie stel dromme, kyk, ek wens ek kan doen wat hierdie ou gedoen het met die dromme, man, dit lyk so lekker, dit lyk so rustig, maar dit is nogal redelike intense geluid hierdie. Nou as jy dit doen sonder liefde, dan hoor die mense, daar's geraas, maar die liefde word nie noodwendig ervaar. Nou gelukkig is dit nou nie hierdie geval gewees. Nou sê Paulus, pas op, want al is dit so dat jy baie luid kan musiek maak of worship self, en jy het nie die liefde nie, dan het jy soos 'n klinkende simbaal geword. Al wat gebeur is dan katwang, katwang, amper laat ek die ding raak. Nee, hy maak geen geluid, so ek kan hom vat. Ek's glad nie musikaal nie, kyk daar. Niks. Dan gaan my ou by my bediening. Paulus sê, pas op daarvoor, pas op vir die uiterlike, die aandag trek, die dinge wat gebeur, maar as jy die liefde nie het, dan word jy eintlik leeg, en dan is die klank besig om niks voort te bring nie. Nou ek gooi hierdie stukkie in oor die maniere van leer, want ek wil iets daarop bou na die einde toe, dat jy kan verstaan, as ek kom by die genade van die Here, wat eintlik alles ondervang. Daar is basies 3 maniere van leer. Nou, jy kan nou baie bysit, as jy nou opvoeder is, of 'n geleerde persoon, kan jy dalk vir my sê, maar ek kan bietjie anders daarna kyk, maar kyk net na die basiese beginsels van leer. Ek kan leer deur goed in my kop te kry. Met ander woorde, die kognitiewe metode van leer. Met ander woorde, ek kan feite bymekaar maak en ek weet, so werk kerk. So, dit staan in die Bybel. Maar dan is daar ook die psigomotoriese manier. Ek kan aanleer om sekere goed te doen. Ek kan aanleer om my hande op te steek, want ek sien ander ouens doen dit. Ek kan aanleer om sekere kursusse aan te bied, want ek weet hoe word dit gedoen. Ek leer dit aan, psigomotories. Dit is amper asof dit wat in my siege is, ek aanleer motories. En wat maak ons as ons in die kerk kom? Ons sien, die ouens is lief vir mekaar, so hulle druk mekaar. Raai wat doen die introverte? Hulle hoop, niemand druk my raak nie. Die ekstroverte kan nie wag nie, hulle hardloop agter die introverte aan, om te kyk hoe ongemaklik hulle kan laat voel. Maar ons leer psigomotories ook, so ons het sekere goed in die kop, en naderhand weet ons ook om sekere regte versies te quoteer. Want dis psigomotories, dis 'n oefening, want die pastoor sê, die Here leef, en dan sê ons ook vir mekaar, die Here leef. Want as die pastoor sê, hy kom weer, dan sê ons, maar hy kom weer, so ons leer dit aan. Maar die ander, dis 'n moeilike, in Engels is dit baie duideliker, maar die Afrikaans, verskoon maar as dit verkeerd is, affektief. Dit gebeur eintlik wanneer die leerproses ten volle gebeur het. Met ander woorde, ek verstaan met my verstand, ek ken die manier waarop dit gedoen word, met ander woorde, daar gebeur kerk, daar gebeur sekere aktiwiteite, maar vanuit my binneste, geesgedrewe, gebeur daar iets dat ek anders dink oor liefde. Met ander woorde, liefde is nie net wat in die Bybel staan, jy moet mekaar lief hê. Dit het meer geword, dit het hier grond gevat in my gees. Daar's 'n Afrikaanse woord wat jy seker al by my gehoor het hier, 'n nuwe Afrikaanse woord wat nog nie die woordeboek getref het nie, beseffenis. Die beseffenis, dat dit nie net 'n woord is wat in die Bybel iewers staan en iets moet mooi beteken nie. Die liefde het grond gevat. I am becoming love, en dis alles deur die genade van die Here. Dis al hoe dit kan werk, is nie die genade van die Here. Dis nie my oulikheid nie. Dis nie my voorgeslagte nie. Julle met blou bloed in die voorgeslag. Sorry, jou pa kan amper sê ek nou prins, maar dis nou deel van die nuusgeskiedenis op die oomblik.
Jy kan 'n ex-prins in jou voorgeslag hê, maar dis nie wat saak maak nie. Dit gaan oor wat God in jou binneste kom belê het. En dan weet ons ook, as ons daarna kyk, dat alles afhang van die genade van die Here. Dis hoekom ek kan nie verstaan as ouens brag oor 'n ding nie. Hier's nou nie geen braggers nie, maar julle ken seker ver en ver lande, ouens wat brag. As jy genade van die Here verstaan, het jy nie 'n grond om op te staan as dit kom by brag nie, want waaroor sal ek brag? Die woord sê ek het met niks in hierdie wêreld ingekom nie. En dan gaan sommer met niks hoekie uit nie. Al laat jy 'n ventersleepwaandjie met goed wat bymekaar gemaak het, it's going nowhere. Want ons het niks om oor te spog, dis net bloot die genade van die Here wat saak maak. Nou Paulus sê, al praat ek die tale van mense en engele, en ek het nie die liefde nie, dan het ek leeg geword, klankloos. En ek dink as 'n ou, as hierdie goed nou sou werk, as ek kan hulle gevat het, as ek net deeltyd 'n simbaal slank, dan klink dit soos daar in Langebaan as die ouens oujaarsdag parties hou. My huis is ver van almal af, en al wat ek hoor is doef, 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 doef. Nou dink ek, wie doen dit? Wie sal dit geniet? Om net gedoef, doef, doef te word heel nag. En dan is ek so dankbaar vir 'n slaappilletjie. Dankie Peer. Sonder die liefde klink ons, al sing ons die regte goed, klink ons soos heidene. En dis wat ons begeer wat nie hier moet gebeur nie. Nooit in die kerk nie. Ons moet verstaan dat kerk eintlik beteken dat God se liefde nie net teenwoordig is van sy kant af nie, maar in en deur my teenwoordig is in die kerk. So die vraag is, hoe verskil ons dan regtig van die heidene, né? Nou kom ons kyk na die wese van hierdie seun. Baie keer gebeur dit dat mense kognitief Christus ontvang of aanneem of dalk 'n belydenis maak van ek gee my hart of my lewe vir die Here. Maar soms is daar nie 'n ware word soos hy oomblik nie. Want onthou nou ons tema sê becoming love, becoming like Christ. Om net kognitief te aanvaar, soos ons baie keer op skool gemaak het. Daar's 'n uitnodiging dalk in die Bybelklas of die CSV klas, en ons sê maar dis 'n goeie gedagte, dit klink vir my ons het die Here nodig, dan sê ons ja, ons neem die Here aan. Maar is nie altyd dat dit van hier af hiernatoe gaan nie. Party mense ontvang dalk soos die Korintiërs daai tyd die regte boodskap, maar dit word nie in 'n mate uitgevoer sodat hulle word soos Christus nie. En dan kom die teenoorgestelde goed na vore, die doen teenoor die word. Want as ek nie heeltemal Christus word nie, as ek nie word soos hy nie, dan dink ek dit gaan oor die doen. Ek moet die regte goed doen. Ek moet sorg dat ek nie die verkeerde goed doen nie. Dit raak 'n lysie, dit raak die 10 gebooie, plus nog 'n klomp ander, want uiteindelik is daar 640 wette, as jy dink vanuit die Ou Testament, vanuit Eksodus 20, word daar 640 wette uiteindelik vir die mense gegee en sê, pas op as jy nie by al hierdie goed hou nie. En dan raak dit 'n verskriklike storie, dit raak eintlik 'n sirkus, die doen teenoor die word. God sê, ons kan word soos Christus. Nou voor die benoud word, ek gaan vir jou wys waar staan dit in die skrif. Ons kan word teenoor doen, ons kan ook in ons hart anders lyk as in net ons gedrag. Want die gedrag, dit help nie probeer die gedrag alleen aanspreek nie. Becoming Christ beteken dat jy anders dink en anders word en anders lewe, soos daai teenoorgestelde gedagtes. En dan die proses van transformasie, dis eintlik die lekker ene. Want almal van ons wil in 'n proses kom wat ons eintlik doen of word soos hy sê ons moet wees of wat sy amper sy droom oor ons is. Nou, daar's 'n skrifgedeelte in 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons het al baie daaroor gepraat. Ek persoonlik het al hier daaroor gepraat, maar dit bly vir my 'n lewendmakende beginsel. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, na mate ons hom aanskou, dan praat hy van Christus. Die Engels sê dit mooi, behold. Behold is anders as net kyk. Ek kan maklik in 'n kerk rondkyk en sê, ek ken hierdie persoon, maar ken ek die persoon regtig? Baie keer gaan dit so met sporthelde.
as ek nou moet vir jou vra, ken jy, kom ons dink aan 'n ou, Eben Etzebeth. Almal gaan hier sê yes. Maar ken hy jou? As jy nou daar gaan verskyn iewers in die straat, gaan hy aangehardloop kom met daai lang lyf en vir jou sê, hey jy, ek ken jou. Die feit dat ek hom ken, beteken nie hy ken my nie. En ek dink net na mate ek Christus aanskou, moet ek besef, hy's nie 'n onbekende een wat net van ver af geken kan word nie, maar na mate ek hom aanskou, as I behold him, I am changed from glory to glory. And this becoming Christ, dat ek nie net in geloof in my hart of in my kop verstaan, of die woord sê so of die woord sê sis nie, dat ek regtig na hom kyk op 'n manier wat my toelaat om te verander. En dan gebeur daar 'n klomp goed met 'n ou. Dan lees jy anders in die Bybel. Ek het nou in hierdie week het ek nou met 'n program, 'n leesprogram begin wat my nogal baie gestir het. En terwyl ek dit lees, die hele gedagte wat elke dag met ou gedeel word, toe besef ek maar partykeer verstaan ek selfs Christus verkeerd nadat ek al baie jare vir die Here leef, vanuit hom leef, en die voltydse bediening was, maar partykeer het ek nog steeds 'n skewe beeld van wat dit beteken to become love. To become like him, om hom te aanskou. Want partykeer, en ek het met iemand gedeel vanmôre met ons minute to mingle, partykeer is ou bietjie oneerlik met jouself. As jy by die Here kom en jy bid, dan moet jy dan netjies wees, jy weet jy maar, Here, ek is okay, niks pla my nie, en niks gaan my afsit nie, en ek het nie moeilikheid nie, want ek is kind van die Here. Ek dink nie dis wat dit beteken nie. As I behold him, dan word ek verander, want dan besef ek wat ek nodig het om te word soos hy, to become love. Dalk beteken dit as ek hom aanskou, dat hy vir my sê, jy kan maar eerlik wees as jy bid. Just be yourself. Moenie wees nou soos die ander ou nie. Moenie sekere goed probeer doen dat jy kan beter voel oor jouself nie. Hy voel lankal goed oor jou. Maar ek dink ons leer ook in die Psalms byvoorbeeld, waar ou soos Dawid heeltemal eerlik is. Hy word so kwaad op 'n stadium en sê, Here, hierdie mense maak my so kwaad, maak hulle dood. Dis eerlik. Nou ek sê nie jy moet nou gaan bid dat ouens doodgaan nie, asseblief. Moet dit nie so ver voer nie. Maar ek dink Psalms wys vir ons hoe eerlik ouens is wat regtig voor die Here kom. Waar in die veld sit en hy skryf 'n lied, hy speel op sy eensnaar gitaar of wat ook al, en dan skryf hy 'n lied net om te sê, Here, dis hoe ek voel. Dis wie ek nou is. Maar na mate ek hom aanskou, word ek verander. En vir wie skryf hy dit? Almal van ons is in 'n proses van transformasie. Almal van ons. We are all becoming love. Ek dink niemand van ons is daar wat ons sê, goed, nou het ons klaar geleer, ons vou ons hande, die Here het nou alles al reg gekry in ons lewe wat hy wou, ons is okay nie. We will never do that. Want daar's altyd iets nuuts in hom te ontdek. Die oomblik as ek hom aanskou, word ek verander. Hy sê nie van swakheid na sterkte, hy sê van heerlikheid tot heerlikheid. Aan die ander ek is nou, terwyl ek hom aanskou, in 'n proses van heerlikheid, hy sê dit gaan erger word. Behold Christ, and it will become more and more and more. Dis die genade van die Here. Dis dan die vergelyking optree teenoor word. Ek hoef nie op te tree om te bewys nie, ek hoef nie harder die simbaal te slaan nie, ek hoef nie ander geluide te maak en oneerlik te wees nie. Ek kan word soos hy. En die proses van toerusting is baie duidelik. We are becoming love, en dan lees ons in Efesiërs 4 wat dit beteken. Hy sê, hy het sommige gegee as apostels, anders profete, anders evangeliste, anders herders en leraars, dan sê hy om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Dit is 'n proses van toerusting. Dit is hoekom ouens hier voorgestaan het, dit is 'n proses van toerusting. Dan sê hy, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, of dan vrou in daai geval, tot die mate van die volle grootte van Christus. So die proses van transformasie hou nie op nie. Ek leer nie, ek gaan nie 'n kursus deur en dan kry ek my sertifikaat, plak hom teen die muur en sê I'm okay nie. Nou mate ek hom aanskou,
en toelaat dat mense inspraak in my lewe het, word ek ontwikkel sodat die genade van die Here na vore kan kom. Ons word letterlik, we are becoming love. 2 Korintiërs 13 vers 13, Afrikaanse 83 vertaling, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. En hoekom lees ek dit nou weer? Dis ek en jy daai. We have to become that. Met ander woorde, as hy praat van die genade van die Here Jesus Christus, dan verteenwoordig ek en jy daai genade. Ons steek dit nie weg soos biltong wat op die grens aankom. Dit word gedeel. Die genade van die Here word, omdat jy dit ervaar het, word dit gedeel met ander mense. En dit is so moeilik, want baie keer wil ou so graag die genade van die Here hê, maar jy gun nie altyd daai genade vir iemand anders nie, want jy wil iemand daarom bietjie terugkry, is nie so nie. Nou en dan wil ou so bietjie moetswillig wees en sê, jong, jy suffer nog so bietjie. Ek gaan nie nou sommer genade gee nie. Dis eers 'n pad wat jy moet stap. Maar die Here sê, dis wie ons word. Hy sê, en dan die liefde van God. Love is not a choice. En hoe het 'n ou lief? Hoe het mens lief? Het jy al vir jouself die vraag afgevra? Is nou maklik om vir my vrou lief te wees. Kyk hoe mooi lyk sy vermoë. Kyk, jy hoef nie te sê amen nie, sy is vir my vreeslik mooi. Ek wou al die bo gesit het, maar sy wil nie opstaan nie, maar is maklik om vir haar lief te wees. Dis nie asof 'n ou keuse moet maak en dink, okay, joh, sy was almal right hierdie laaste week, let's do it nie. Ek het net lief. Maar as party ouens wat dit moeilik vir 'n ou maak om vir hulle lief te wees, is nie so nie. Die Here sê jy moet jou vyande lief hê, jy sukkel om jou pelle lief te hê. Hy sê jy moet die ouens daar buite jou naaste lief hê en ons sukkel met ons familie. Maar hy sê becoming love beteken dat die genade van die Here ek kan lief hê. En liefde is nie 'n plastiek ding wat ek vir almal smile en almal net hallo en bly en al die. Dis 'n genuine liefde wat alles oorsien soos 1 Korintiërs 13 van praat. En dan sê hy, die genade van die Here Jesus Christus, dis wat ek en jy word vir ander mense. Die liefde van God, dit word ons vir ander mense. En dan die gemeenskap van die Heilige Gees. Om toe te laat dat mense in ons ruimte inkom sodat hulle die genade en die liefde kan ervaar. En ek dink in die besige tyd wat ons leef, nou sit daar. Ek sê ons, dan moet ek nou kwalifiseer, julle wat werksaam is. Dis 'n besige lewe, dis kinders, dis karre, dis werk, dis toekoms, daar's so baie goed wat gebeur, dat hy amper nie kans kry om gemeenskap te vorm vir die gelowiges of selfs die ongelowiges. Maar as ek hierdie seënuitspraak reg verstaan, dan lyk dit vir my asof die Here sê, dis ons taak. Dis iets wat ons by die Here ontvang het om te wees. Ons moet die genade daar stel. Ons moet gemeenskap vorm in so 'n mate dat ouens kan sien hoe lyk liefde regtig. En dan moet daai uitspraak in ons lewe iets word waarna ons kan uitsien. Om 'n plek, 'n geleentheid te skep. Ek weet nie eens hoe om dit mooi te stel nie, amper nie 'n meganisme nie, maar 'n plek skep, 'n geleentheid skep, waar mense kan sê, maar nou verstaan ek liefde, nou verstaan ek genade. Dis nie kognitief, dis nie Bybelversies nie, dis iets baie groter as dit. Ons word verpersoonlik, ons verpersoonlik eintlik dan liefde en genade. En wat beteken die gemeenskap van die Heilige Gees? As jy die Heilige Gees ervaar, dan is dit 'n wonderlike ding. En baie van ons kan getuig dat ons al die Heilige Gees ervaar het op 'n bonatuurlike wyse. Maar soms is dit nodig vir mense wat onseker is oor hulle verhouding met die Here, om dit by jou te kom ervaar, die gemeenskap van die Heilige Gees. Ons is human beings. Dis 'n belangrike ding. Not human doings. Kan ek dit weer sê, want dis nou belang, dis iets vir jou yskas daai. We are human beings, not human doings. Want baie keer wil ons nog doen, ons wil ouens oortuig daarvan, kyk hoe oulik is ek, kyk hoe lieftallig is ek, kyk hoe genadig is ek.
Kyk hoe gelowig is ek. Dan praat ouens baie keer van, jong, ek hierdie pel van my is 'n groot gelowige, groot kind van die Here. Dan dink ek, joh, wat weeg hy? Is kind van die Here of is nie kind van die Here nie. Maar dan sê hy, terwyl die kind van die Here is, aanskou hom. En as jy hom aanskou, dan gaan daar goed gebeur in jou binneste. You will be changed from glory to glory. Dis nie 'n oordeel nie. Dis nie asof hy vinger wys en teregwys en die hele tyd jou verduidelik waar hy verkeerd gemaak het nie. Al wat hy sê is, you are becoming like me. Dis wat die Here sê as ek na hom kyk. Aanskou, behold the Son of God. To be changed from glory to glory. Nou as ek dink aan hierdie human beings en human doings, dan wil ek net sê, Here, dankie vir die genade. Ek sou dit nooit kon doen as dit nie vir die genade van die Here was. Ons het groot geword met die 10 gebooie en ons het die toets gedop elke Sondag ten minste op 9 van die 10. Bloot om ons die 10 nie kon onthou nie. Maar dis 'n erge ding, dis 'n oordeel eintlik wat ons nie verstaan het as ons dink aan Christus nie. Maar in Christus is daar vervulling vir elkeen van hierdie gebooie plus dit wat uit dit uitvloei. En dan kom Jesus en hy sê 'n groot ding. En ons wonder baie keer, maar hoekom het hy dit so kort en eenvoudig gemaak? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en jou naaste soos jouself. Dan sê hy aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. En oor die hele Bybel, net daar. Love God, love people. En dan sê ek, dan maak die seën vir my sin aan die einde van elke diens. En mens hoef dit nou nie so te doen nie, laat dit 'n ritueel word nie, maar ek dink maar net, die genade van ons Here Jesus Christus, mag dit joune wees, joune. En mag daar waar ek en jy by mekaar kom, dat dit daar sigbaar is. En dan die liefde van God, nie die liefde van oulik wees nie die liefde van man en vrou en opgewonde tienerliefde nie, maar die liefde wat vanuit hierdie binneste kom omdat ek hom aanskou het. Mag dit gebeur in jou lewe. En dan die gemeenskap van die Heilige Gees. As ons saam is, as ons by mekaar kom, as ons 'n groep vorm, as ons leer of leef of kerk hou of musiek maak of wat ons ook al doen, dat die gemeenskap van die Heilige Gees ons deel sal wees. En omdat ek en jy hom aanskou, word ons dan die instrument in sy hand wat dit betref. Ek wil net om af te sluit, en ek weet dit is 'n gevaarlike ding vir 'n ou wat preek om te sê hy sluit nou af, want dis gewoonlik 'n baie groot leuen. Dis amper so 'n tandarts wat sê dit gaan nie seer wees nie, meneer. Maar gaan regtig probeer afsluit. Ons voel baie keer nie asof ons human beings is nie. Dalk voel jy is 'n human doing. Jy doen nog verkeerd en jy moet dit anders doen. Dis nie so nie. Kom kry 'n paar eerlike ouens hierso. Ou wil nog bietjie anders doen want jy maak dit nog nie. En jy wil iemand daarom anders bewys, maar ek voel anders oor die Here en ek is eintlik besig om te presteer op geloofsgebied en alles. Ek wil net vanmôre vir jou vra, kan ek nie saam met jou en my bid? Laat ons net human beings is nie. Terwyl ons hom aanskou word ons verander. Ek het niks meer as dit nodig. Terwyl ek hom aanskou word ek liefde, word ek genade en word ek gemeenskap van die Heilige Gees. Partykeer traan so dekselshard. En ek het in daai leesprogram wat ek in die week weet gekry het, is ek regtig net aangespreek omdat ek voel maar ek is nie altyd eerlik as ek bid nie. Want ek los baie van die goed wat ek met die Here wil praat, los ek een kant, dit is very unspiritual. Dan los ek dit daar en dan praat met die Here oor die goeie goed. En hy sê eintlik, spring. Hy sê, as jy 'n uitdaging het of 'n las, ek is daar om dit te hanteer. Jy's nie gemaak om dit te hanteer nie. Jy moet na my kyk. Dan word jy verander van heerlikheid tot heerlikheid, terwyl ek jou las hanteer. En ek wil vir jou vra wie saam met my dalk of vanmôre net sê, maar Here help ons om net onsself te wees voor U. Hy weet in elk geval, dis die ergste van alles. Partykeer hou ons die goed daar, een kant in die donker hoekie. He knows it in any case. Wil jy nie saam met my net vanmôre staan
En kom ons bid net vir daai wonderlike uitspraak van die Here. Wat sê, aanskou my, en jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Kom ons staan almal. Here, ons bid vanmôre met groot vrymoedigheid, omdat die woord die waarheid is. Maar die woord is nie net die waarheid in ons kop en die Here, dit is in ons harte, in ons wese vasgevang. En U seën ons vanmôre met die genade van die Here Jesus Christus, met die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Ek bid dat ons vanmôre ook, soos ons na U toe kom, net eerlik sal wees en ons hart voor U openbaar, net sê Here, dis wie ons is. Maar ons is besig om te verander van heerlikheid tot heerlikheid. U like ons lankal. Maar ons is besig om al hoe meer ingestem te raak met dit wat die uitsprake oor ons lewens is. Seën elkeen, Here, laat ons vir mekaar ook hierdie seën kan wees, nie net sê. Dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me near. Come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past.
the sun. We're lifting